Beautiful, ja. Dankie Vader, dankie Heilige Gees. Dankie Jesus vir u liefde, vir u goedheid en vir u guns en vir u genade. Ons lê onsself neer, gees, siel en liggaam. En ons bid Heilige Gees dat u ons alleen sal lei vanoggend. Kry ons uit die pad uit, elke woord, elke deel wat ons wil bydra, laat Heilige Gees deur ons lei. Ons bid vir 'n gees van kennis, wysheid en insig. En ons bid Vader, Heilige Gees, dat u vir ons die regte woord gaan gee in die openbarings vir hierdie jaar. En dankie vir almal wat u is. Ons wil u loof en prys. Ons eer u daarvoor. Ons bid dit in die naam van Yeshua. Thank you Lord. Amen. Amen. Okay, Chris, jy kan uitdeel. Kom ons begin net. Onthou julle verlede jaar het ons het nou verlede week so 'n bietjie ons nou verlede week so 'n bietjie getouch. Nou die ding is, vir my vraag is die volgende. Gaan ons hierdie hanteer? Gaan ons hierdie hanteer of gaan julle dit op julle eie kan doen? Of wil julle dit op julle eie doen? Wat sê hierop? Wat dink jy van hom? Wat sê hier? Klaar. Kom ek sê vir jou, ek het die moeilike roete eers gevolg. Want ek het nie geweet van hierdie. En die moeiliker roete, die is hierdie ene. Die een wat julle nou weet, is die ene. Hy is net gekopie, nou lyk hy so. Die moeilike roete wat ek nie gelees het nie, is dat hier staan study guide, en ek het nie geweet daar is 'n study guide nie, en hier staan leaders guide. So hierdie een, as jy begin, moet jy eers by die study guide begin, om 'n oorsig te kry, 'n aerial view te kry, van wat aangaan. En hierdie is so maklik gemaak, dat ouens in die gevangenisse verstaan dit. En nie iets teen dit nie, maar julle verstaan is, die evangelie moet maklik wees. So, en dit moet sin maak. So wat ek hou van hierdie is, hulle het maak ingesit, in hierdie van maak 1, tot maak 16. So hulle die hele boek van Maak, jy hoef nie jou Bybel een kant te hê, in Markus te hê nie. Maar hierdie is nie in die King James geskryf nie. Hy's in 'n ander translation geskryf. Ja, NIV of NLT, of New Living Translation, is in NIV geskryf. Ons kan kyk. Maar hy's geskryf, ja, maar hy's geskryf dat dit eenvoudig is, dat ons dit maklik verstaan. Die NIV is thought for thought. Ja. Literal is thought for thought, so dit maak dit maklik om te verstaan. Ja. Okay, so daar sê Ritchie vir ons hoe hy geskryf. So die eerste voorstel is, as 'n ou begin, lees die boek van Maak. En laat hy in jou gees ingaan, lees hom hard, en dan begin jy daar, dan kyk nou begin hy op bladsy 28, ons gaan daar. Nou begin ons volg net soos wat hy sê. 1. What is the good news? Onthou, Markus is geskryf vir die unbelievers. Hy's vir die ongelowiges geskryf. Matthew is vir die Jews, en hy's vir die Romans geskryf, ouens wat kom en wat die evangelie moet verduidelik. So nou, al wat jy doen, daar is jou hand, hier gaan jy terug, dan sê hy vir jou, Mark, the beginning of the good news about Jesus the Messiah, en as onder dit, Mark 1:1, dan gaan kyk ons, wat sê Mark 1:1, en ons lees hom, dan sê hy, in the beginning, the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. Okay, julle sien hom, nee. Eerste vers.
Wat is die goeie nuus? Hy sê dit vir ons ook in Romans, Richie. Die goeie nuus praat hy ook van the gospel. Yes, hoor. The gospel is the good news. Maar Mark sê vir ons, the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, Son of God. Okay, nou, ek wil nie vooruit hardloop hê, hoekom ek hierdie goed vir julle sê. Ons lees net Jesus, the Messiah, Son of God. En vroeër, ons het nou, hier sit ek met die ander boeke. Wat ek nou, as ons nou vooruit dink en vooruit wil gaan. Wat sê die rabbis? Wie is die Messias vir hulle? So in hierdie woordjie, ons gaan oor hierdie goed gaan. In elke naam is daar iets. Wat beteken Yeshua? Wat is Jesus? Wat is Messiah? So Messiah is 'n universal name. Want die moslems verstaan dit, die Jode verstaan dit en die Christene verstaan dit. En nou gaan ons terug. So as die woord sê we are Abraham's seed, Yes. and we are co-heirs, nee, mede-erfgename. So who's Abraham's seed? It's the Arabs, it's the Jews, and it's the Christians. Ishmaelites and It's almal. Want dis Keturah se seuns. Dit is Hagar, die bondwoman, and Sarah. So ek begin 'n ander verstaan kry van die covenant wat God in dis deel van wat ek eintlik vanoggend wil doen, maar net om vir julle te sê, kyk hoeveel kom daar uit en hoeveel moet ons doen, maar nou begin ons deur hierdie vraag te gaan. As julle kyk, Bible study, nou sê hy vir jou, Mark 1:1, Bible study 1. Isaiah was a prophet, a messenger from God, who lived 740 years before Jesus was born. Dan sê hy vir jou onder dit, read Mark 1, verse 1 to 8. So eintlik, as jy nie Markus nog gelees het nie, kan jy net hier begin. Stem julle saam? En dan sê hy vir jou, in the beginning was the good news about Jesus the Messiah, the Son of God, as it is written in Isaiah the prophet. Daar sê hy vir jou dit. Mooi, so hierdie ding maak dit so maklik, hy lê ons in alles in. Dan sê, wat sê Isaiah? I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. Nou wie is daai messenger? John the Baptist. Wat staan in Isaiah 40? Prepare the way. Prepare the way, and he will make your path straight. And so John the Baptist appeared in the wilderness. Daar sê hy dit vir ons, preaching the baptism of repentance for forgiveness of sins. The whole Judea countryside and Jerusalem went out of him, confessing their sins, that they baptized by the river. John wore clothing made of camel's hair, with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And this is the message. After me comes the one more powerful, the straps, the whole sandals, and not worthy to down. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Nou eintlik, as ons nou sien, die ander vertaling sê with the Holy Spirit and fire. Hierdie een sê with the Holy Spirit. Maar wat ek sien hier is dat ek weet nie, elke keer julle moet vir my sê, ek voel ons moet deur hierdie gaan. Of dit individueel is en of dit gesamentlik is. Maar ek weet nie, as julle sê vir my om tyd te spaar en om vooruit te gaan doen ons dit op ons eie en dan vat ons 'n oggend en dan merk jy jou dit. Jy merk dit. En dan is hierdie goed is so nice gedoen, nê. Daar's plek vir notas. Dan skryf jy jou vrae daar en dan gaan ons, want wat goed gaan wees, Dirk gaan vat en hy maak sy notas. So dit leer jou om selfstudie te doen. Maar baie van ons kan dit doen, dis hoekom ons hier is in disipelskap. Maar dit leer jou om deur die woord te gaan studie,
maak jou nota en jou vrae wat jy het of goed wat vir jou uitgestaan het. En kom share dit met ons, dan bring ons alles saam hiernatoe. Dan is dit nie net van een kant af uit nie. Dis hoe ek het ervaar, dis hoe ek het sien. Ek weet nie wat sê julle nie. En onthou, hierdie kan ons in 'n week doen, 2 weke. Jy kan dit in 2 weke op jou eie doen. Jy deel hom op, jy kyk hoeveel vrae is daar, jy vat elke dag soveel, jy vat jou tyd, ons deel hom op, en as ons klaar deur hom is, dan bring dit ons weer terug na die belangrikste vrae toe. Identity, mission en call. Ja. Dan bring dit ons terug na hierdie toe. So, hoekom moet ons hierdie so doen? Want julle gaan disippels kry. Ons gaan kry met reeds disippels daar, maar niks verhinder jy om disippels daar te hê en disippels hier te hê nie. Ek meen, gister het jy deel, was jy hier met daai? Ja. Okay. Ek het reeds 'n bietjie van die identity, mission en call met hom gedeel. Okay, great. Nou, deel gou wat, kom ek gaan net 'n intro gee wat het gebeur. Verlede jaar, toe bel Karabo ons, nou Karabo, was ook by die National Day of Prayer. Hy's 'n prayer warrior en hy's in Soweto. En sy pa was Papa Molefe wat Reinhard Bonkie het in sy huis gesit en in sy huis geëet. Hy het vir Reinhard Bonkie kos gegee. Dit is waar Reinhard Bonkie in Soweto en Sharpeville en al die plekke was. Sy pa het 'n kerk in Sharpeville gehad, lank voor Hector Peterson nog oorlede is. In die 50s al. Peterson 76 oorlede. Okay, so toe bel Karabo my Desember en hy sê vir my, dis 'n man, 'n swart student of iemand in Bloemfontein. En hy het met ouens gepraat, maar hy wil hom na ons toe stuur en hy vra vir my of die evangelism team nie met hom 'n pad kan loop en goed nie, want die ou het, ek dink, kom ons noem dit uit suicidal thoughts gehad en depression anxiety. Maar dit was op die week wat ons toegemaak het hierso. Okay, so ek los dit toe, ons is toe weg, ons kom terug. Gister toe stap ek daar en Shaal kom na my toe en ek het redelik my afspraak, ek het klomp gehad wat so geloop het en ek is op pad iewers anders heen. En al wat Shaal vir my sê, is iemand wat my wil sien. En op daai stadium toe voel dit net of daar so 'n bietjie vlees opstaan, maar ek meen, ek kan nie net, as jy almal net instap, hoe sien ek mense, verstaan jy nie? En ek kyk hierdie, maar ek sien iets in sy oë, maar sonder dat ek iets in sy oë sien, sê ek vir die swart man, of vir die jong man, ek sê vir hom, ek het nie afspraak met jou nie, so sal jy kan terugkom vir 'n afspraak. En nou, die volgende slag sê die Heilige Gees vir my, hoe moeilik is dit vir hom om hier uit te kom? Of net om vir hom te sê, kom terug vir 'n afspraak. Ek sê vir hom dan, okay, wat ek gaan doen, as jy terugkom, gaan ek laat Barend net eers met jou sit. Maar die volgende, toe ek omdraai loop, toe sien ek maar, hier sit Wilbert. En ek gaan terug na hom toe, ek sê vir hom, wag net vir my, en ek gaan na Wilbert toe. Maar so was dit dat Wilbert se dag was oop, en Ritchie se hele dag was oop. En ek sê vir Willa, kan jy met hierdie man praat? Ek weet die Karabo het hom gestuur nie. Dis die ou wat hy gestuur het nie. Maar Wilbert sit hier, en toe gee ek hom vir Willa, toe kan Ritchie sê. Ja, so, ek het as wel gesit, toe ek kom, toe sien ek Wilbert sit, maar ek dog is 'n pastoor, want hy lyk netjies aangetrek, en alles, dus ek en Andre moes nog binne om besig om die speakers te toets, en toe kom weg is, toe kom Willas na my toe, toe sê, hoorie, die ou wil gedoop word. Okay, kom net toe, hy tap die badwater, en ons doop toe die ou. Ja, hy sê toe vir my, hy wil gedoop word. Maar ek vra hom, wanneer wil jy gedoop word? Want dit is vir my 'n teken
hoe honger is hy? Hy sê vir my, even now. Ja. En toe sê ek, okay, ek kan hierdie een op die grond laat val nie. Want soos Dis wat dit gewild. klink het hy na Pastor Karabo met hom gepraat het, dit is sy hart ergens in 'n kerk vir Jesus gegee. Maar hy het toe nou nog nie daai volgende stap van die doop gevat nie. Yes. Maar ewen toe hy hier aankom, toe sê Willas vir my, hy was baie angstig en nog steeds bietjie depressief en alles gewees en hy het toe deur die doop met hom gegaan en alles. Ek sal laat hom om sommer daai video wat Willas Ja, geshare het op op die die- discipleship dis- gaan. ja. Willas het nou nog meer detail gegee, so ek vertel nou net die kort storie. Ons doop hom toe en die Heilige Gees kom toe op die doopwater, op hom in die doopwater. Hy begin net soos hoe ek en Willas albei kry word of knowledge vir hom. Klim toe daar uit. Ons voel toe neem maar kos vat hom aan die bridal chamber in. Ons gaan bid vir hom. Heilige Gees kom op haar, vat hom tot op sy knieë. Hy weep seker daar, ek weet nie vir seker 10 minute. Dat hy net soos jy hoor net hoe hy sob, weep en repent voor die Here. Na die tyd bring ons hom, sit ons hom neer, kry vir hom 'n koffie en 'n broodjie en chat net met hom en deel sy testimony en jy kan net sien die ou se oë en hy sê dit voel asof die wêreld van sy skouers afgekom het. Hy het 'n vrede en daai angs en daai depressie het net wat hy gekom het mee was heeltemal weg gewees. En ja, dit was baie special gewees. Jy kon net sien die ou lyk soos 'n splinter nuwe mens. Heeltemal. So ek dink wat belangrik is, as daai persoon byvoorbeeld gedisciple word met hierdie basic en hy kan dit vat en hy kan onder hier begin disciple, dan begin ons multiply. Ja. So dis waar ek dit sien. So dit is hoekom dit belangrik is dat nie net een persoon kan, maar ons moet multiply. Ons is hoeveel hier en almal van julle kan disciple. Maar al wat is hierdie is 'n guideline wat getoets is. Dis hoekom ek wil hê julle moet julle terugvoere gee en sê okay, dis hierdie en dan gaan kyk ons weer na die PowerPoint. Is hierdie ook gemik op die gevangenes? Ja. Hierdie is vir hulle. Hulle begin met hierdie. Ja, maar sê dit, kan jy sien dis vir hulle maak of is dit vir disipelskap punt? Dis disipelskap vir die gevangenes. Okay, so dit is spesifiek Gang members, praat met ja, hulle in ja. hulle taal en Alles, dit praat met die unbelievers, met die gangsters, ongereddes, ouens wat dwelms. Dit praat met die tannie in die tradisionele kerk. Dit is geskryf om die hart van die gospel oop te maak. Hoekom Jesus Christus gekom het, sy identity, sy mission, waaroor het hy gekom, en die call, hoekom het hy jou geroep? Alright, ons is nou met hom. So hierdie is, jy kan klomp discipleship, kyk daar's hoope kursusse en goed gewees, maar hierdie een is getoets. Hierdie een is deur die vuur. As 28 gang members op hierdie een tot bekering kon kom, het die Heilige Gees deur hierdie ou wat hom geskryf het wat 'n ex-gevangene was, die saad in hom gedrop om te sê, dis hoe die wêreld hierdie evangelie moet verstaan. En wat vir my baie spesiaal is dat hy net die boek van Mark gebruik, wat vir die Romans en vir die unbelievers geskryf is. En dat chapter 8 is die pivot point. In chapter 8 is die hinge. Daar kom die identity, mission en call, kom al drie daai, kom in hoofstuk 8. So jy kan, hoofstuk 8 kan jy highlight, gaan lees hoofstuk 8, dan kyk jy vir jouself, okay, ek gaan dit nie soek of iemand van my sê nie, kom ek kyk of ek sy identity sien, dan merk ek hom, kyk of ek die mission sien, hoekom het hy gekom, en dan kyk ons wat is die call, hoekom het hy my geroep. Want 'n hinge werk so, 'n deur kan nie oop en toe gaan, of hy kan nie oop gaan, as hy nie 'n hinge het nie. Dis ons kyk baie keer na die deur, maar ons vergeet, dat 'n hinge is die ding wat die deur dra. En hy is die ding wat die deur bepaal, of hy oop is of hy toe is.
En dan as ons Revelation toe gaan, dan kom Jesus en sê hy, I've set before you an open door. Hy het nie vir jou 'n deur daar gesit, hy hang die deur net daar so iewers nie. Dis 'n fisiese deur hang nie net nie. Elke deur wat ek gesien het waar jy in 'n huis instap, maak iemand draai die knop en hy maak hom oop vir jou. Ja, en in die geestelike realm praat hy ook. Ek dink is in Proverbs. Kom ons kyk gou daar, ek wil vir julle wys van 'n hinge. So ek wil nie van die punt af nie, maar dis belangrik dat partykeer hierdie klein goedjies maak iets oop vir jou en sê hinges is in Proverbs 1:26-14 staan daar nogal. As the door turneth upon his hinges, so do the slothful upon his bed. Yeah, that's what I was thinking. That's what Proverbs 1, 26:14. 2, 26. Net 26 verse 14. Proverbs. Proverbs chapter 26. Ja, vers 14. Ja, hy sê, as the door, ek het dit eendag gelees. Toe dink ek, hierdie is so groot revelation wat ons en onthou hierdie in maak uit. Is nie die enigste plek wat hinge nie. Die hele evangelie is 'n hinge. Alles draai om dit. God se woord is 'n hinge. Die whole creation hinges. En 'n hinge het 'n baie groter betekenis. En as jy hom in die Hebreëus gaan soek, as the door turneth upon his hinges, so do the slothful upon his bed. Ons kyk, kom wys gaan net hier. Proverbs Proverbs 26 is die woordjie sir, S-I-R, envoy, message, door, hinge, pang, distress, the following manner, a messenger, a door, a pivot, a hinge, and also, dan kom die woordjie uit, ambassador. So, wat hy eintlik vir jou sê, we have been called as ambassadors. So, ons is, ambassador is 'n hinge. Alles draai om 'n ambassador. In 'n land, Amerika se verhouding in Suid-Afrika, draai rondom die ambassadeur. En ons verhouding met die koning, ons koninkrykswerk, is die hinge. Hy het ons geroep om ambassadeurs te wees. So jy moet jouself sien as dit, alright. Kom ons gaan beweeg. So wat het ons besluit nou? Want ek weet nie of ons, I just want to see realistic expectations. Okay, sit. Want ek dink nie, ek gaan nie hierdie boek deurkom in 2 weke. Okay, kom ons vat 'n maand. Ek voel ons moet Einde Januarie. Ons moet probeer. Ek wil nie 'n jaarbroer wees nie. Nee, ek stem saam met jou. Wat sê jy daar? Ek voel I've got a business and a family life and other things and lots of, and next week is hectic by ons kerk. Dis Ja. Daar's kry, so daar's net soveel tyd, verstaan jy? Maar vat 'n bladsy. Kom ons kyk hoeveel bladsye is daar. Want jy hoef nie werk te doen. Jy lees net daai 4 vrae. Dit vat jou 15 minute 'n dag. Nee, ek verstaan. Nee. Okay. Maar in dit voel ek ons kan aanbeweeg, maar ek voel nie ons wil stil staan hier nie, want baie van die goed ken ons al. Maar jy ken dit, maar ons moet die struktuur baas raak hier om dit oor te dra weer vir 'n volk en sê, maar ek is gemaklik hiermee. Ek hou van wat ek hier sien. Ek wil dit vir ander mense ook gebruik. Al gaan jy byvoorbeeld, al vat jy die eerste 5 bladsye net en kyk en sê, okay, hierdie goed maak sin. Want die eerste ding wat vir my sin gemaak het, ek het toe hierdeur gaan. En die ding, dit wat my getrek het, is, toe Davey vir my sê, hulle doen die kursus wat die gang members op is, en Frans was ook op hom. Toe staan alles, my ore, alles, ek het gespits, want ek is vir 30 jaar al in disipelskap blootgestel, en op die ou end van die dag is dit die een kursus en die ander kursus. So, ek weet discipleship is 'n lifestyle, maar iewers moet jy iets vir iemand neersit.
En al wat vir my sin gemaak het, is die identity, mission en die call. Want die call is spesifiek vir my en vir jou gestel, om te sê, hy het sy lewe neergelê vir jou, wat gaan jy? Waarvoor het hy jou geroep? Moet ek vir julle weer daai een op die skerm gooi? Wat ek, Kom sê daai Woensdag die 18de Februarie dan. the journey, Dit gee mense omtrent so 4 weke. Kan ons terugkom en sê, Ja, ek sien daar so 24 bladsye met vrae. Nou as ons onsself die maand gee, dan doen 'n bladsy, dag. Wat jy weet 'n bladsy van die vrae daar. Wat ek dink doenbaar is. weet julle hoekom wil ek doen dit? Daar's 2 redes hoekom ek so voel. Die 2 redes is, ons kan dit hier doen. Ek het nog nooit in disippelskap hierdie 3 vrae gekry nie. En die antwoorde van dit gekry nie. Ek het either een van die 2 gekry. En oor die jare, en Graham, jy kan inkom wat dit doen met mense. Hy sê, if a person understand the identity, the mission, but not his call, they won't understand to deny themselves. Hulle gaan nie weet, as jy nie die call het nie, dan gaan jy nie weet om jou lewe neer te lê nie. Nou my vraag is die volgende. Dink julle dit is belangrik om jou lewe neer te lê? Ja. Ek dink is die most crucial part of the born again. Ek dink jy kan nie born again wees en nie verstaan jy moet sterf nie. Want jy moet jou wil neerlê. Ek sien oor die spektrum, sien ek ouens wat 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar wedergebore is, in tale bid, Jesus volg, pastore is, maar hulle het nog hulle lewe neergelê nie. Hulle aanbid hulle gemeente, of hulle aanbid die pastoor, of jy aanbid jou koninkryk. Jy bou so. Ken, weet van iemand. so, Hy bou, dit gaan net alles. Sy praat uit sy ministry, my ministry. So hierdie is die essence, to know how to deny yourself. sal oom sê, mense soos dit het dalk gedeelte van hulle lewe neergelê, maar nie alles nie, of omdat hulle daai spesifieke gedeelte neergelê het, is dit ook hoe kan ek dit stel, dat hulle eintlik nog nie neergelê het, want daai ding is wat hulle nou nog vas het. Wel, wat ek sien is die volgende. Ek sien hy het die Heilige Gees se stem gehoor om Jesus aan te neem as saligmaker en verlosser. Nou is hy born again. Maar sy spirit is born again. Amen. Maar die siel, nee. Daar gaan jy nie raak nie. Jy gaan nie vir my vertel hoe en wanneer en wat. Daai het nog nie gesterf nie. So jy gaan nie in 'n rewards ingaan nie. Jy gaan nie in sanctification ingaan nie. Jy gaan 'n baba bly. En wat's fout daarmee? I'm stirring. Jy moet vra. Ja, en wat's fout daarmee? Want die Ja. ding is, Jesus coming back for Victorious Church. Ja. So I don't think if we don't explain the why, then why? Excuse the pun, verstaan jy? Ja. Then verstaan jy, if the why is not big enough, as hy nie duidelik genoeg is. Ja. So om hemel toe te gaan is first prize, maar I mean, jy wil God wants us, 1 John 4:17, to represent him on earth. So I think all people we try as hard as possible. We desire that victory that Christ has created for us, and that's not going to happen unless we do it God's way. Because if you explain just sacrifice is a dirty word. Ja. But if you explain, well, Surrender. if you understand, but you want to please God and you explain those things, dan maak dit meer sin, verstaan jy? Yeah, and the sanctification cannot happen if I don't lay down my life. And
aan al hierdie wat my vlees en my siel wil hê. Dit is hoekom dit goed is, laat ons hierdie, want onthou ons het al oor hierdie gepraat, en nou sê dit al oor het gepraat, en ek het al weer oor het gepraat, maar nou staan ons stil by hierdie, nou begin ons vra oor, want ek het hier gereed gehad om vandag, so wat ek vir julle wil sê is die volgende. Ek wil die covenants doen. Maar as jy die covenant verstaan, dan moet ons weet, okay, wie glo elkeen van ons het 'n boekrol. Ja, Dit is skraal. seker. Nou, as ons die parable gaan kyk van die talents, het die een talent gekry, Ja. en die volgende persoon het hoeveel talente het die volgende een gekry? En dan die ander een het 5 gekry. Ja, 2. Dit is 1, 2 en 5. 1, 2 en 5. Maar die een wat 1 gekry, wat hy met hom gaan doen? Onder die grond Hy weggestel. het hom gaan begrawe. Ja. En die ander het gaan woeker met dit. So die talente sê vir ons, verduidelik eintlik vir ons, jou kop, to deny, en jy kan nie ingaan en beweeg, as jy nie verstaan om te lê in God se koninkryk te bou nie, gee vir jou 'n talent, en al wat jy doen, jy begrawe hom en sê, okay, I'm gonna build my church. Not your kingdom, I'm gonna build my church. Jy's gered, maar jy het in jou boekrol ingegaan om die volheid te hoor waarin jy moet inbeweeg. So, as jy voor hom gaan staan, gaan hy vir jou sê, well done, good and faithful servant. Hy gaan nie vir jou sê, well done, good and faithful apostle. Well done, good and faithful prophet. Well done and good and faithful pastor. As ons voor hom staan, ons is almal servants. So, uit servant hart uit, is bond servant, jy verloor nooit daai nie. Dit is progressive wat gebeur daaruit. Jy gaan in van daar af sonship, eldership, pastor, wat jy ook al word, maar jy bly altyd 'n bond servant. Ja. En dit is wat Paulus hulle gesê het en al die apostels gesê het en hulle het dit verstaan. Nou wil jy net born again bly, want eendag toe kom Piet de Beer en hy vertel, hy het by vriende gehad, en daai tyd was Peer wat rugby speel, 'n klein seentjie, en hy het 'n ander vriend gehad, en hy was ook 3 jaar oud. Maar die een seun was verstandelik gestremd. Hy was daar, maar hy het geen intellektuele vermoë gehad nie. In die dag toe Peer 18 is, het hy opgegroei, en hy het sy calling uitgeleef. Maar hierdie een het nog steeds die vermoë van minder as 'n 3-jarige kind, maar hy sal 18 jaar oud. Nou lê hy daar, maar hy reageer nie. En die Heilige Gees sê vir my, dis hoe julle lyk vir Jesus. That's the body of Christ. Jou gees is daar, maar die siel is nie teenwoordig nie. Julle praat nie eens met my nie. Julle kyk my aan, en ek bring dit juis na hierdie groep intercessors toe, want hulle dink ons is daar, ons is mature, maar dis hoe julle vir my lyk. Bietjie herstel, en bietjie gaan hierdie ontvang, daai ontvang, so gaan die liggaam van Christus, I'll send him in as a type of body of Christ, soos wat Hosea 'n hoer was, wat julle kan sien, dis hoe julle lyk, sit ek hom in julle midde, om te sien dis hoe julle watchman lyk. Want daar's pride in julle. En soos wat ons toekom hulle,
nou het sy oor begin oopgaan. Hy het begin hoor, maar hy praat nie. En nou het sy een liggaamsdeel, en elke keer as daar iets wat ons moet gaan bid en aflê, en dan begin daar iets gebeur. En dit is nou vra ek, wil ons, en onthou nou kom ons terug na hierdie, na deny toe. As jy nie deny nie, dan lyk ons soos die een wat net daar lê. Jy operate jou eie ding. Want jy kan nie vir jouself, jy lê vir Christus neer. Nie vir iemand anders nie. Nie vir jou gemeente nie, nie vir jou pastoor nie, nie vir jou vrou nie, nie vir jou kinders nie, net vir hom. En dieselfde wat met Willie gebeur het. Ons het nou die dag toe, moet ons repent oor hom, hy is oor ons. Hy word ingestuur, ons almal kry hom jammer, want sy vrou en kinders het hom verwerp. Ek het hulle al gebel en gesê, by julle hom nie verlede jaar, by julle hom nie net nooi vir Desember net, laat hy bid. Nee, ons is besig, nee, ons stel nie nou, ons sal dalk eendag hier verbykom by hom. En die Heilige Gees sê vir my, ek het hom in julle middag kom sit, om die profeet te, nie net 'n profetiese woord te gee, om die profeet uit te leef, soos wat Hosea dit ook uitgeleef het. Want as julle verstaan, die pyn wat dit is, in Vader se hart, as sy kinders, ons sy kinders om verwerp, hy's in julle midde, hy verstaan die pyn, want hy weet hoe voel dit is kinders om verwerp, hy leef dit uit. Hy dra my pyn, tussen julle. En hierdie Desember het hy die hele Desember hier gebly, alleen hier gesit, en die hele Desember tussen hier daar net beweeg. En ons moet net kom in repent en sê, Vader, ons het nie eens uitgekom na hom toe nie. Ons gaan uit met ons gesinne almal. Maar hy, nee, ons los hom gou. Ons haal gou vir Jesus uit. Ons gaan nou gou ons dinge doen. Ons sit hom gou daar en dan vergeet ons van hom. Dit is nie 'n tipe van dus soos Psalm 23 maar sal nie stryd kom word. Daar sal not one. Jy wat jy nou jy raak al verdwaal. Ja. Jou eie ek en jou eie dit en naderhand dan jy Ja. ander dwaal Ja. nie meer wat die Here sê. Ek wil nie sê dis kyk, dit is in 'n mate so, Psalm 23 se konteks is bietjie op 'n ander lyn, maar jy's reg as jy sê, jy's in jou eie ek. Daar's niks so, ek dink daar's niks so erg. Nadat jy tot bekering wedergeboorte gekom het, om jou eie ek te volg nie. Ek het 'n boek van, ek dink is Something Savard gekoop, 'n vrou wat hom geskryf het. Net oor sy titel. En die boek se titel is The Unsurrendered Soul. Ek wil Liberty Savard, The Unsurrendered Soul. Ek praat met mense wat mature is, wat pastore by gemeentes was, wat 100%, dan vertel ek julle hierdie, how to live the crucified life, soos wat om Gideon ek dit by hom gesien het. Hulle hoor het, maar hulle verstaan dit nie. Because you have to deny yourself daily. En dis die eerste en die belangrikste ding wat moet uitkom. So, nou gaan ons terug. If a person understands his identity and his call and his mission, but not the mission, they won't understand the seriousness of sin. Okay, nou as jy nie die ernstigheid van sonde verstaan nie, kom dit weer terug na die volgende. Sonde word nie gepreek nie. En dit word nie by die naam genoem nie, dit word nie oopgemaak nie. En baie ouens gaan Sondag kerk toe. En even in
kerke wat Pentecostal churches. Maar hulle sê vorige aand in 'n klap en hulle syp. Want hulle Sondag by die kerk. Ja, ja. Daai ou gister, hy kom, sy familie is ou apostolies. Ja, En hy vertel ons van hoe hulle nou nog hoenders sal slag. En hierdie hoenders se bloed op hulle liggaam. Al hierdie tradisionele goeders. Jy mag nie jou Bybel saam in die kerk invat. Dit is net die priester wat die Bybel mag hê. ja, Hy ja. mag uit die Bybel uit lees. Ja. Jy mag net jou Ja. sangeboekie. Ja, dis soos die Katolieke. Maar dan sê hy nou, voor die diens begin, staan die priesters en al die gemeentelede buite en hulle steek 'n sigaret op. Ja, En dan gaan hulle in. Ja. En hy sê hy het al priesters gesien dronk wees. ja, En hy sê hy kyk altyd van jonktyd af kyk hy na die storie en dan besef hy dan dat iets sê net vir hom oor hierdie is nie reg nie. Ja. En hy het gister vir ons gesê ja, hy is nou wedergebore. Sy familie gaan 'n groot probleem hê. Wat moet hy verwag? Toe sê ons vir hom, hoorie, jy kan maar persecution en alles verwag. alles. Ja, ja. Alles Maar gaan neerval. Wat jy gegain het, Ja, toe het ons reeds wat Jesus gesê het, jy sal in hierdie lewe en die lewe wat kom, sal jy dit gain wat jy vir my opgegee het in die lewe. So ja, vertel hy van ons van die priesters wat dronk raak en rook. Eternity is a long time. en die ding is, as jy, die ouens in die gevangenis het hierdie verstaan. Want hulle weet hoe met, hulle, weet jy hoekom verstaan hulle daai? Hulle verstaan dit, as jy die gang opgee, dan gaan dit jou lewe kan kos. Ja. So, hoekom moet hulle dit verstaan en ons verstaan dit nie? Want ons het dit te maklik. Maar hierdie ou gaan dit verstaan, want daar moet persecution kom, om sy familie en sy kerk op te gee. Maar om Christus te sê, I'm not gonna deny him. So dis hoe diep hy sny. En dan die volgende is, jy kan dan verstaan van sonde in die kol, maar as jy nie weet wie is, Jesus is Jahweh, as ons nie sy identiteit ken nie, dan gaan jy nie weet wie hy is nie. En verlede naweek, Bob het my op 'n woord, op die skrif, wat is dit, wat doen mense dit, Richie? Soos 'n Nee, dis nie 'n challenge nie, maar dit het gestuur in my gees, toe hy vir my gesê het. Hy het gaan kyk, as jy 10 hoofstukke 'n dag lees, hoeveel keer gaan jy deur die woord in 'n jaar? Toe sien hy, okay, jy gaan 3 keer deur die woord in 'n jaar. En toe stuur dit in my gees, en toe begin ek dit, in Desember begin ek dieselfde, op 'n program te gaan. En hy lees, en ons lees, dis 'n goeie ding is almal naderhand, maar dit vat effort, dit vat tyd, ja, maar die woord moet in ons kom. Maar in dit het ek verlede jaar Job gedoen. En hierdie naweek wat verby is, toe vat ek, dit is Vrydag of Saterdag, toe vat ek Job en ek lees Job. Maar ek sê, ek gaan nie net daai 10 lees, ek gaan Job klaar lees. Yes. Nou Job is 42 hoofstukke. Okay man, nou lees ek Job. Gaan lees Job, as jy wil weet, wat is Jesus se identiteit, want Jesus is God. Jesus is God, the word is God. Johannes 1:1. Gaan lees Job 33 tot aan die einde van 42. Dan gaan lees jy na die opinies van Job se vriende. Baie van daai opinies klink goed. Ek het van daai goed gelees, dan sê ek maar, hierdie, ek dink is Elifas, hy kom en hy sê, Job, ek weet hoekom is dit so met jou. Want jy het hierdie goed nie reg gedoen nie, jy het jou koninkryk bo God gestel en God leer jou 'n les uit hierdie uit. En dan by Job 37 maak hy 'n draaipunt en dan by 38 dan sê hulle
en dit is God wat praat, en it's God that's gonna speak. En God kom nie en sê, Job, jy het A, B, C, D, jy het hierdie verkeerd gedoen nie. En ek kry daai, en baie keer wanneer ons die evangelie doen, ons wil vir iemand vertel, hoorie, maar jy moet hierdie, en al wat God doen, van Job 38, gaan lees 38, ons kan dit, daar's tyd, ons kan dit 10 minute, ons gaan dit opsit. En al wat, kom ons gaan gou hier nou, ek wil vir julle iets wys, oor die identity, En hy antwoord geen van Job se vrae. niks, Hy sê net wie hy is en hoe hy, groot hy is. dis al wat hy doen, en daai is, dis meer as mind-boggling, daar staan het, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up your loins like a man, and I will demand of you, and you will answer me. Where has you been when I laid the foundations of the earth? Declare if you have been understanding, who have laid the measures thereof, or who knoweth, or who have stretched the line upon it? Whereupon are the foundations that are fastened? And who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang, and all the sons of God shouted for joy. Or who shut up the sea and the doors when it brake forth, as it is issued out of the womb? When I made the cloud and the garment thereof, and the thick darkness and the swaddling bands of it, and break up it as the decree, and set bars in the doors, and said, hither thou shalt come but no further, and here shall thy pride waves be stayed. Nou dink net daar, wie kan vir die golwe, kyk na die see, wie kan vir die golwe sê, tot hier toe en nie verder nie, dit is julle boundaries. Who has commanded the morning since the day, and who has caused the day spring to know his place? Wie het vir die day spring gesê, daar's jou plek? Wie het 'n covenant met hulle gesluit? That it may take hold of the ends of the earth, that you the wicked may be shaken out of it. It is turned as clay to the seal, and it stands as a garment. And from the wicked their light is withholden, and the high arm shall be broken. Who have entered into the spring of the sea, of cast down the surges out of the depths? Have the gates of death been opened unto you? Ons verstaan nie hierdie goed, hierdie dieptes. Hierdie is net verby. Who has perceived the breadth of the earth? Declare if you know it all. Know you not the time when the wild goats of the rock bring forth? Or can you mark when the hinds do calve? Ons kan regs lees miskien makliker. Who do number the months they fulfill? Do you know the time of their bringing forth? They bow down, their plows they bring forth safely, their pangs they cast forth. Safe are the young ones, they grow up in the field, they gone out. Who have sent the wild ass free, the bands of the wild ass open? Whose house have I made within the wilderness? Kom ons kyk. Is a reem willing to serve thee? Do ye lodge by your crib? Do the bind a reem and the furrow in the band? Do a harrow valleys after thee? Do you trust in him because the great is his power? Do you trust in him that he do bring back the seed and the threshing floor, and who gathered it? Who leaveth on the earth her eggs, the dust and the doth warm her? He laugh at fear, who is not afraid and turn not back from the face of the sword? Who strive the mighty instructed? And Job answered. En hier gaan ons deur alles, en julle moet daai gaan lees in wat ek vir julle gesê het. See every pride one, humble him and tread down the wicked in their place, hide their dust. En dan praat hy hier van, I pray thee, hy sê, behold, behemoth which I made with thee, he eateth grass like an ox.
So wie kan vir Leviathan en Behemoth vat dat hy gras eet? Soos 'n os. Who strengthened the loins and forced him in the navel of his belly? Who moved his tail like a cedar, the sinew stones and wrapped together? His bones are as strong pieces of brass. He is the beginning of the ways of God. His maker bring nigh his word. Food to the mountains bear to him, cover his shades, his shadow covered with the brook. Before his eyes do take place the snare in one piece in his nostrils. En dan sê, do you draw Leviathan with an angle? No, Leviathan is a principality of pride. He's the strongest of the strongest, saam met Lucifer in die ander. En God sê, ek het hom geskape. Hy sê, who do draw Leviathan with an angle, and who will rope thou letteth down his tongue? Who do put a reed in his nose, and with a thorn piece his jaw? Do you multiply unto you the supplications? En dan wil ek hier kom. Baron ken dit, want ek en hy en Gideon het baie jare gehover en gemediteer op hierdie een vers. Dis dit Gideon se vers is. Vers 5. Job 42. Ek het hom gehad. Lees hom vir ons, Karim. By the hearing of the ear I heard thee, and now mine eye hath seen thee. Therefore do I loathe it, and I have repented on dust and ashes. Hy sê in Afrikaans, hy sê, ek het u van hoorsê geken. Religion. Stem julle saam? Not laying down your life. Ek het u van hoorsê geken. Maar nou kom Job en hy sê, onthou in die begin van Job sê hy is die most, hy praat van, nie humble nie, maar hy most religious, hy is die, hy praat van, hy is geestelik, righteous, hy kom voor die council, en dan sê God vir Satan, hy sê vir hom, have you seen my servant Job, my righteous, en dan praat hy vir hom, he's righteous. Maar ten spyte daarvan dat hy moreel righteous is, verstaan ons, wat is morally right? Alles reg. Jy doen nie goed reg. Maar nou kom Job aan die einde van sy tyd, dan sê hy, ek het u van hoorsê geken, maar nou het ek u van aangesig tot aangesig ontmoet. Want Job het niks. En uit hierdie ouens strive so om meer te kry. Hulle wil meer hierdie hê, en hierdie jaar gaan God soveel increase bring in my, en ek gaan hierdie doen, en ek gaan al hierdie goed kry en ontvang, maar terwyl al hierdie goed vir jou gesê het, fokus jy so op die increase, dat ons mis die creator van die increase. En Job het al hierdie goed gedoen, en God sê, die oomblik toe hy in sak en as sit en repent, toe gee hom dubbel wat hy gehad het. And when he prayed for his friends, Ja, when he started to pray for his friends, hy het homself opgedink aan homself. ja, I think that's the final year. ja, I think a very strong word also that I feel coming from my side is repentance. ja, Want baie keer, ek weet in die begin het Israel altyd vir my gesê, as jy mense lei na die Here, jy moet hulle moet repent, bekeer. En Geen ander. repentance, ons luister iemand op die oomblik en sy hele ministry gaan oor repentance. Sy hele ministry gaan oor hoe mense word gesond. deur te repent. Ja, want hulle het strongholds wat toegelaat is, want hulle het nie gerepent. Repent nie. Ja. So long as you and understanding what repentance is, verstaan jy, sy is whole. And I thought, okay,
Maar I mean, ek noem dit net want jy het dit nou genoem, verstaan jy? Repentance is a we sometimes read over it. Jammer is not repentance. No. Ons En as jy nie weet hoe Isaiah 4:6, we don't know, people perish from a lack of knowledge. So ons moet dit vir mekaar sê, want Johannes se boodskap is repent for the kingdom of heaven is at hand. So ons Baron weet, die 3 jaar wat ons by Ariel Gate is tot waar hulle vandag aangaan. The whole ministry is about repentance. Alles wat jy doen, 100 dae in COVID het ons net repent 3 ure op 'n dag. Net repent. Dis nader voel jy, maar daar's nie meer oor om te repent. Maar nou vat jy 'n volgende. Dis leiers soos 'n ei, dis leiers en leiers wat afbreek uit die repent. woord nie daai werk nie, want die woord sê mos. Maar jou mond. As ons die woord lees, dan was dit. Maar jy met jou hart glo, met jou mond bely. So met jou hart glo, met jou mond bely en repent. Ja, maar dis waar. Dis deel van dit. Ek het al gesien, as Ja. ek voel ek sit alweer gaan alweer belaai aan. As ek net by die woord vat. Maar jy moet hom hard dan val dat lees. nie weg. Ja, Maar as ek nie die woord lees nie, dan kom my goed weer terug. maar ek stem heeltemal saam met jou. Die woord. Daily food. Okay, nou kan ek gou vir jou sê. Kom ons kyk na die pattern van die tabernakel. Ritsie, luister ek gou nie, ons sluit ons af. Die pattern van die tabernakel is, waar kom jy in? Wat is die eerste een wat jy kry? The door. The way is the door. Jy moet inkom daar. Jy moet elke dag Jesus erken en bely. As jy inkom, wat sien jy voor jou? Die brandofferaltaar. Wat gebeur daar? Jy moet sterf. You have to lay down your life daily. So jy moet repent. Dan begin jy met dit. Waartoe gaan jy dan? Dan gaan jy na die laver toe. Wat doen die laver? Dis die water was van die woord. Dan gaan jy na die woord. So jy's reg as jy dit sê. Jy moet die woord lees. Ek sê die Here, maar hierdie burden vir my, so dat ek iemand. Dis repentance. Want ek kan dit nie by myself bemagtig nie maak. Ja. God verg dit. Maar Ja. ek gaan stom by hom neer. Jy moet dis wanneer jy jou dis wanneer jy jou kruis opneem en dit bely. Sê jy kan dit nie doen nie. Nou het jy en iemand 'n verskil gehad, dan moet jy repent. Ons moet repent teenoor ouens wat hier was wat ons gedink het ons is 100% reg. En ek kan tot vandag dink ons is reg. Maar ons moet bely. Ons het al bely oor mense en die volgende dag stap daai ou hier in. As die Here sê maar ek dink nie aan die sondes nie. Hoekom jy daai ding weer bely? Wag, spesifiek. Die woord sê dan God dink dan nie eens meer daaraan. Okay, nou hy sê hy dink nie meer aan jou sondes nie. Die sondes wat hy nie aan dink nie, is die sondes wat jy hom aangeneem het as Christus se Messias. Daar's 'n verskil tussen sondes, transgression and iniquities. Daar's 'n verskil tussen gees en siel. Want wat is gered toe jy wedergebore is? Jou gees. Hy sê dit in John 3. Maar jou siel moet elke dag moet jy in repent en bely en jy moet in daai sondes ingaan. David kom aan hy repent dan from secret faults. Daar sondes wat jy moet bely wat jy nie eens van bewus is nie. ja. Maar hier is soos ek sê, as jy it's not what's right and what's wrong. It's Ja. if you want to understand freedom, Ja, and you want to understand the fact that our freedom has been purchased, but to get the purchase price, you have to walk in repentance because ja, Job was accused even though he wasn't guilty. So Yeah. we get accused, the accuser User. of the brethren comes against us. And I mean, how many times has someone upset you, whether it's someone close or not, and instantly, because I don't want that stronghold to come in you, and then you can say, but I read my Bible, I do this. But if you're sitting in repentance, unrepentance, let me say that, the devil has a right, and then you say, but why did that happen to, but this guy's a Christian. Yeah, you go to heaven, you might go faster. So what I'm saying is we say this in humility. It's not about just going through the motion. It's about understanding that
Christ wants to come back for a victorious church, to come back for the victorious church, like 2026, we're going to go, but we do it God's way. And God's way is Repent. And that's something I need to work, I need to understand better and do more, because I think we walk blind. Repentance is soos okay, jy stort een keer 'n week. Of jy shower een keer 'n maand, of jy shower een keer 'n jaar. Ek dink ook wat ek net voel om te deel is dat repentance is nie net woorde wat jy dis nie net elke dag sê jy nou in die ruimte en jy sê ja, maar ek het net dit maar die ware vorm van repentance is 'n verandering in jou hart. Ja. Die Afrikaanse woord is eintlik soos half jy berou dit wat jy gedoen het en jy wil nou in iets anders. Ek het gister met iemand wat na my toe gekom het wat in 'n homoseksualiteit lewe, wat dieselfde vraag het, die Here se genade. Ek praat kom met die Here se genade en ek sê maar as jy regtig repent, dan berou jy in die Amplified sê en hakkies, you change your way of living, your old ways. Jy gaan in 'n nuwe leefstyl en so dis eintlik meer jy lewe 'n leefstyl van repentance. Jy berou dit wat jy gedoen het, maar jy gaan nou jou hele hart is om nou nie te, want die Here kan jou nie vergewe as jy nog steeds in sonde lewe. Jy bitternis kan inkom sonder om 'n woord te sê. Ja, ons kan sê die Here se vergewe ons en hy het klaar vergeet, maar dit help nie ons sê dit maar ons lewe nog in die sonde. Want dan vergeet hy, dan speel ons met sy genade. Ja, want Hebreërs 6 praat van repentance from dead works. Ja, Romans 6 het daai gegee vir die persoon. Romans 6 verse 1 and 2 wat sê hy sê so now that we have this grace gee dit ons nou die vryheid om net te lewe soos wat ons wil. En sê hy by no means. Ons kan nie dit doen. Ja. Nog steeds. But if you understand why, I'm that why guy today. I'm that why. Why do you want to do that? Because people Quick get to sick repent. and they get prayed for and nothing happens because they've got stuff. Well, and correct me if I'm wrong. Because the devil says, he's a legalistic. Ja, I ken jou accusations. You can go to heaven, but I've got this right in him because he refuses to change it, and that's what I want for. I want freedom for when you see your brothers or yourself walking, you're way below where the plan is, God has got for your life. Then you think, but why am I not where I'm supposed to be? Dis my frustrasie. Verstaan jy? I know. Excuse me. Jy kyk gou daar by Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed and turning aside from evil. En in dit het hy hom net van hoorsê geken. Maar in sy repentance ongesig tot. So jy kan upright wees. Dis 'n gevaarlike plek want dis waar 'n pride inkom wanneer jy dink jy's op 'n goeie plek. And the devil accused him and said, but you've got a hedge around him. Ja, because even when his children messed up, he repented on their behalf. So God puts a hedge around you when you're walking in repentance. Ja. And the devil has not got that hold on you, as I understand. I'm learning, I'm feeling as he doesn't have that hold. So the devil says, no, but let me see if he's going to change his heart if you remove the hedge. But the hedge was there because he repented. He humbled himself the whole time. You with me? So that's what I'm trying to, we must humble ourselves continuously so that we can have that hedge around us. You understand? So that, because the devil, he... Ja, so Sondag so in die kerk was, dan kry ek weer 'n aanval. Ek gaan net weer as die Here asseblief. Nie meer hierdie dinge nie, want ek weet as jy van hier af is, die ou dinge van my. Nee, nou, kom jy reg steeds om te begin het goed werk. Amen. En die feit dat jy dit gedoen het is genade, want as party mense they give up, they stop. Hoe moet ek elke keer? Okay, so gaan ons gaan afsluit en dan die ander wat belangrik is. Wat sê julle van die boek? Gaan julle hom doen? Gaan ons volgende week? Kom ons praat volgende week. Begin hom doen, kyk hoe ver jy kom, dan praat ons en dan besluit ons, gaan ons hom hier doen of gaan ons aan? Want anders kan 'n mens dalk
Sien nou maar 'n halfuur wat ons hier is om doen en Doen. ander Halfuur iets anders doen. Ja, tyd gaan so vinnig verby. Doen ons dit almal saam, dan weet ons ons Okay, kom ons doen dit so. Ons doen 'n bladsy op 'n slag. Ja, maar nou nee, ons gaan meer moet doen. So, kom ons deel hom in weke in. Ja, ons kan hom in 2 maande indeel. Okay. Want dis amper die fondament Andrei, dis 'n basis. As Dit ons almal is- met hierdie ding uitgaan met disipelskap Ja. van ons hierdie Nee, ons moet dit doen. En dan uit dit uit dan wil ek covenants begin doen. Laat ons as ons covenant verstaan, dan weet ons wat is die basis van obedience en trust. Want covenant is die basis, want God het 'n covenant met Abraham gesluit. Hy het nie vir Abraham gesê vat jou seun, dan sê hy nou I don't trust you of ek sal dink daaroor nie. It's to act before you hoe kan ek sê om dadelik te reageer op die instruksie. Wat Richard gesê het. Nee, wat Warren gesê het van die Amplified change of repentance is a change of heart and mind, turning away Ja, and seeking God's will for your life. Ja. This is the explanation van die Amplified van repentance. It's not just saying sorry, but it's a change of heart and mind, turning away from sin. But it starts with saying sorry. Ja. ja, Dis nie remorse. net om jammer te sê. It's Ja. regret, saying sorry, maar it's a Remorse. change of heart, ja. Okay. Wie gaan ons afsluit Werner? Ja. Vader, ons eer U maar net dat U elke woensdagoggend vir ons hier is. Dat ons letterlik om U kan sit en kan hoor as U vir ons leer, Here. Vader, ons spook met hierdie goed. Ons het nie dit onder die knie noodwendig nie, Here. Ons dink ons repent, maar baie keer ons van hierdie sonde en goed nog baie aktief in ons lewe. Ons dink daaraan dat U terugkom vir 'n rein en 'n onaantastbare bruid, Here. So ons bid vir U genade en ons bid daarvoor. Ons bid Heilige Gees dat U net in ons lewe elke dag, elke oomblik, net in ons gedagtes en ons harte, veral in ons siele sal wees, daar waar ons so maklik die dinge van die wêreld raak sien en geaffekteer word deur die dinge van die wêreld. Vader, dankie vir die genade en die blessing. Ons loof en ons prys U en bovenal, Here Jesus, dankie vir U prys, dankie vir die volle prys en dat dit klaar betaal is. In Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja.